Weer eens goeiemôre aan elkeen hierso. Voor ons begin, kom ons begin net met 'n woord van gebed. Ons Here en Hemelse Vader, ek sê baie dankie dat ons hier so is. Ek sê dankie dat U hierdie kamp seën, dat ons nuwe lesse leer, Heer, of as ons dalk nie iets nuuts leer nie, dat U ons herinner van iets wat ons dalk al vergeet het, Heer. Ek bid, wees met ons in hierdie oggend, manne, wees met ons ook in die res van hierdie dag, soos wat ons mekaar gaan geniet, mekaar se geselskap gaan geniet, Heer, en soos wat ons ook hier so weggaan en bemoedig sal wees en om U werk te doen. Ek bid dit alles in groot en wonderlike naam. Amen. Ek wil begin deur nie 'n vers te lees, maar liewer te vra wie onthou die kinders, ons is 'n bietjie min, so ek weet nie, ek wou dalk gevra het dat ons dit sing, maar wie onthou die kinderliedjie van, ek weet nie wat se titel nie, maar daar in die pad sit 'n man? Wie kan vir my die res van die woorde sê? Hy is verlam, ja. En dan gaan hy verder. Amen. Nou, daardie liedjie kom, soos ons weet, van Handelinge 3 vers 2 tot 11, en ek gedink dit is belangrik dat ons dit lees vir vanoggend se boodskap. So as julle self daarin toe wil gaan, Handelinge 3 vers 2 tot en met 11. En daar was 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe sien hy dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons, en hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die storie gaan aan, en natuurlik het jy mense wat teenkanting teen dit gegee het. En hierdie storie, as jy mense dit lees, en ek dink dikwels lees ons nie sekere stories wat veral in kinderliedjies gevind word, en kinderstories, want ons dink, ons ken die volle storie, dit is eenvoudig. En dit voel eenvoudig, want die basiese elemente daarvan word juist omskryf in hierdie kinderliedjie, jy weet, ons ken dit van begin tot einde. Maar dink vir 'n oomblik, as dit jy was wat self geloop het, iemand langs die pad sit daarso, vra vir geld, want hy kan nie werk nie, en jy het soveel geloof in die Here, die persoon is vuil, hy sukkel dalk met sy spraak, hy's verlam. As jy al ooit uitgegaan het en evangelisasie gedoen het en literatuur uitgegee het jy al mense teëgekom wat skaars klere aan het, hulle is vuil, jy sal nog eintlik weet die reuk waarvan ek praat, van hierdie mense wat langs die pad sit, en is moeilik om regtig met hulle in kontak te kom. Maar in plaas van 'n manier te kry om weg te kom, verbeel jy jouself vir 'n oomblik, jy het die vrymoedigheid gehad van geloof, om vir daardie persoon te kan sê, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop, en ek vat daardie persoon by hulle hand, en hulle loop eintlik. Dis moeilik genoeg om vir iemand te sê, laat ek vir jou bid. Ek is nie hier vanoggend om op vingers te tik nie, ek dink dit is goed om 'n oggend te begin met 'n jy is nie goed genoeg boodskap nie. Dit is nie my doel nie, maar ek weet nie hoe elkeen se lewens lyk nie, maar ek weet dat ons mens is, en ek weet dat ons dikwels werklik die doel van alles vergeet. Jy weet, of jy nou predikant is, of jy nou Bybelwerker is, of kerklid, maak nie saak wie jy is nie. Partykeer kry ons onsself in 'n situasie waar ons dink, waarmee hou ek myself werklik besig? En daarmee bring ek ons terug na 'n vers wat ons eintlik uit ons kop behoort te kan sê, maar Matteus 28 vers 18 tot 20 sê vir ons die volgende. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. And Chris, just for your sake, I'll have it in English as well. Matthew 28, verse 17 to 20. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I'm with you
always to the end of the age. As ek daai vers weer sal lees, dan sal die vers vir ons sê, gaan asseblief predikante, ouderlinge, Bybelwerkers, en dis al. Nee, ek is dankbaar vir die prof wat in een van sy boodskappe gesê het, almal is geroep. Dis 'n boodskap wat ek bly probeer deurgee aan kerklede, waar ook al ek gaan. Elkeen is geroep. Vir wat? Die Here praat met sy disippels hierso, sy groep mense wat hom volg, sy groep mense, hierdie jong mense wat nog steeds foute gemaak het, wat nog steeds hom getwyfel het, in sy laaste oomblikke, wat nog steeds nie begryp het alles wat hy gedoen het nie. Maar dis mense wat tyd met hom spandeer het en steeds met hulle foute die wêreld verander het. Daar's mense wat 30 jaar al in die kerk sit en nog steeds vir my sit en sê, maar ek is nog nie gereed om te preek nie. Ek verstaan, en ek verwag nie almal moet preek nie. Maar as jy nog na 30 jaar nog steeds nie gereed is om enige pos aan te neem nie, lê of die fout by die kerk, ons kan dit erken, of daar is nie goed genoeg opleiding nie, of ons het nie 'n omgewing geskep wat jou toelaat om werk te kan doen nie, of die fout lê dalk by jou. Die tema van hierdie naweek is gestuur om te dien, maar ek sê vir julle eintlik, nog voor ons gestuur is om te dien, is ons eintlik gered om te dien. In Engels rol dit 'n bietjie meer van die tong af. Die tema is sent to serve, but I say to you, we are saved to serve. En vir baie mense voel dit soos hierdie stelsel wat onderste bo is. Jy weet, op dit sê ek, as jy nog besig is om Jesus te leer ken, raak maar gewoond aan 'n paar dinge wat vir die wêreld onderste bo lyk. Want die algehele gedagte is, ek werk tot 'n doel of ek aanvaar 'n geskenk en dan kan ek rus. Dan hoef ek nie meer oor hierdie ding te bekommer nie. Ek het dit nou my doel bereik of ek het hierdie geskenk ontvang. Maar ongelukkig begin die werk eintlik eers wanneer ons gered is. Ek het nie statistiek op hand nie, maar eenvoudig as jy kyk na mense wat sukkel met depressie, dan wys navorsing dat die voordeel is van die depressieleier om ander mense te dien. Want om te dien, nommer 1, verlaag depressievlakke. Nommer 2, dit dra by tot 'n mens se gevoel van 'n doelgerigte lewe en 'n lewe wat betekenisvol is. Dit bou op jou sosiale koneksie, versterk verhoudings en die gevoel dat jy eintlik ergens behoort. Met ander woorde, jy sonder nie jouself af nie, jy is besig met ander mense en dit bou op selfvertroue en emosionele standvastigheid. Ek glo vas dat die Here ons eintlik gemaak het om te dien. En al hoe ons dit regtig verstaan is, as ons daardie verhouding met die Here het, as ons 'n verhouding met die Here het waar ons verstaan maar wat hy van ons vereis, as ons daardie liefde het vir ander mense, waar ons eintlik gewillig is om te dien en waar ons dan geleenthede raak sien om te dien. En ons dien want die Here het self gedien. Ek het nou gesê dat, jy weet, ons het elke 3 maande nagmaal, vir die rede dat ons onthou. Die Here het afgekom, hy het homself verlaag tot op die heel laagste posisie, om ons te wys hoe sy koninkryk lyk. Ons dien want die Here het gedien, konstant deur sy boodskap aan die mense, het Christus verduidelik hoe die koninkryk van die hemel lyk. En hy het konstant deur dit diensbaarheid aan ander uitgerig. Daar bestaan, as ons bietjie kyk na die bergpredikasie, bestaan daar 'n blykbare kontras in Jesus se bergpredikasie. Hy sê in Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Tog, as jy 'n paar verse aanlees, sê Matteus 6 vers 1, pas op dat julle nie julle liefdadigheid vir die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die Vader wat in die hemele is nie. So, as jy nou luister na die volle preek, dan sê jy amper vir Jesus kan vra, maar Here, waarvan praat U?
En sê dan ons lig moet so skyn vir die wêreld dat almal ons kan sien, maar tog op dieselfde tyd mag niemand ons liefdadigheid sien nie. Hoe kry ek dit reg? 'n Lig wat skyn maak nie, ek wil amper sê geluid, maar 'n geluid, jy weet, daar is ligte wat baie krag gebruik en hulle maak wel geluide. 'n Lig wat skyn maak nie 'n aankondiging nie. As ek 'n lig aansit, is daar nie 'n klank wat aangaan en sê, kyk, ek's 'n lig, ek maak nou 'n lig nie. As julle vang wat ek bedoel. 'n Lig skyn eenvoudig net. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Jy maak nie self daardie aankondiging nie. Almal anders sien dit in jou. Ek het, daar was 'n tannie jare gelede in ons kerk, wat, jy het elke keer as jy haar sien, dan sê sy vir jou, ek het nou uit my eie geld uit R2000 hierdie week op boekies spandeer, en ek het uit my eie geld uit, jy weet, dit gedoen, ek het my eie petrol gebruik, en ek het my eie, en jy weet, en as kind was ek soos, hoekom vertel jy my dit, jy weet, en nou selfs as, nie ou mens nie, maar ou hoor mens, jy weet, as iemand wat nou predikant van die kerk is, vra ek nog steeds, hoekom vertel jy my dit? Doen net die werk, jy weet, dank die Here, jy is gewillig om werk te doen, maar doen jy dit, sodat ander mense jou raak sien, of omdat jy werklik 'n liefde vir die Here het? Pas op dat julle nie julle liefdadigheid vir die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die julle Vader wat in die hemele is nie. Mense verdraai dikwels, en dis een van my verse, gunsteling verse, maar mense verdraai die woorde van Galasiërs 1:10 wat Paulus skryf, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus gewees het nie. En jy kry mense wat hierdie vers vat, en hulle verdraai dit en hulle sê, die Here ken my hart. Ek dien hom. Ek hoef nie deel te wees van die kerk nie. Ons soek baie keer verskoning of verskoning om onsself af te gee, om te sê, maar die Here weet wat ek in staat is om te doen en nie in staat is om te doen nie. En op die einde van die dag doen ons eintlik niks nie. Maar eintlik is dit eintlik net te veel moeite om die Here te dien. Om dit verder te vat, wil ek met julle deel wat ek 'n rukkie gelede gedeel het in 'n preek. Ek wil hê julle moet julle oomblik, net vir 'n oomblik, julle gedagtes terugvat na die oomblik wat julle gered was. Okay? Nie die dag wat jy gedoop was nie, die dag wat jy besef het dat wat jy is sonder Christus, hoe jy Christus in jou lewe nodig het, en wat jy in jou lewe moet doen om nader aan die Here te groei. Dink aan daardie oomblik wat jy gered was, daardie oomblik van oortuiging wat jy gesê het, ek van vandag af stap ek saam met die Here. In daardie oomblik, dat ek dit so vra, was jy, ek bid, vuur en vlam. In daardie oomblik, as die Here na jou toe gekom het en hy sou jou vir jou gevra het, asseblief gaan oorsee, Kairo, wat ook al, Pakistan, waar ook al dit mag wees, sou jy in daardie oomblik gegaan het? Ja, vir meeste mense. En nou is dit 'n bietjie moeiliker. Openbaring 19 vers 19 sê vir ons, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Openbaring 12 vers 17 sê, en die draak was intoorn met die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Die mense met wie die duiwel die meeste gepla is die mense wat die gebooie van Christus onderhou en wat sy getuienis het. Dis eenvoudig soos dit. Die Here vereis nie, gelukkig nie, almal van ons om oorsee te gaan nie. Jy weet, mense dink die enigste manier hoe hulle die Here kan dien, is om oorsee te gaan. Ek het 'n organisasie gehad wat 3 jaar gelede vir my baie kwaad was, toe iemand gesê het, ek weet nie of ek moet gaan studeer of deel word van hierdie organisasie nie. Toe sê ons net eenvoudig vir die persoon, jy hoef nie deel te word van hierdie, want hulle het gesê hulle wil deel word van hierdie organisasie om die Here te leer ken. En toe sê ons net eenvoudig vir die persoon, jy kan enige plek die Here kry. Toe kry ons 'n boodskap of twee na die tyd. Jy weet, van hierdie Christelike organisasie.
Maar die Here vereis ons nie noodwendig om na 'n plek toe te gaan om hom te ontmoet nie. Hy kan jou ontmoet waar jy is. Jy hoef nie oor see te gaan om sy werk te kan doen nie. Die Here vereis ook nie almal om te preek nie, en ek weet ek gaan nou in die moeilikheid kom met my mede-kollegas wat hier so sit, maar die Here vereis selfs nie eers dat almal die Sabbatskool doen nie. Nou ek weet einde van die jaar gaan dit 'n probleem wees met benoemingskomitee, want hulle gaan sê Lera Lanson het gesê. Maar nie almal is geroep vir dieselfde goed nie. Nie almal kan preek nie, nie almal kan Sabbatskool doen nie. Maar jy moet iets doen vir die Here. Al wat die Here van jou vra, as jy elke dag opstaan en besluit dat jy 'n dienaar, disipel, sendeling, getuie van die Here sal wees. Wat hy wel vra is, dat jy elke dag sal opstaan en eenvoudig sal vra, Here, wat is ons plan vir vandag? Wat kan ek doen om saam met u te werk, om u werk te voltooi? En dis eenvoudig my boodskap wat ek met julle verlos vandag. Daar's nie groot goed nodig nie, nie almal van ons het R30.000 om te gee vir 'n gebou wat gebou moet word, of vir boekies wat aangekoop moet word. Nie almal van ons kan dieselfde goed doen nie, maar al wat ons van elke dag van die Here moet vra is, Here, wat kan ek vandag doen om u werk saam met u te doen? Amen. Kom ons sluit net toe in 'n woord van gebed. Ons Here en ons Vader, baie van ons harte lê in 'n situasie waar ons nie weet wat om vir u te doen nie, of daar's soveel wat ons wil doen wat dalk nie moontlik is nie, Heer. En ons kom in oomblikke waar ons eintlik dan op die einde van die dag niks doen nie. Here, help ons om maniere raak te sien waar ons u kan dien, al dink ons dat dit gaan nie verskil maak nie, al dink ons dit is iets wat vir niemand anders gewerk het nie, Heer. Laat ons afstaan van verskonings, laat ons afstaan van dinge wat ons weghou van u werk doen, Heer. En laat ons eenvoudig net vorentoe gaan en u Heilige Gees se leiding aanvaar, dat ons waar ook al ons gaan, eenvoudig die getuienis wat ons het van u, ons ervaring van u, deel met ander mense, en sodoende mense bring na die koninkryk toe. Ek bid dit alles in 'n groot en wonderlike naam. Amen.